Goedemiddag en welkom terug hier by ons in die skrim. En ek verwelkom vanmiddag weer terug vir meneer Ben Brinkhuis, die president van SWD. Baie lekker om jou hier te hê. Ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor die SWD Superliga top 8 finale wat binnekort afkom. En Mr Ben gaan vandag bietjie al die details daarmee saam met ons deel. Welkom Mr Ben. Bezet en luisteraars, baie dankie vir die uitnodiging. Lekker om altyd in die studio te wees. En ons sê ek wil weer op hoogte te hou van sake binne SWD. Ja. En ek moet sê ons is almal opgewonde na 'n lang gewag en jy weet baie onsekerheid is 11 Oktober. Saterdag 11 Oktober is nou vasgemaak as die groot rugby wat dan nou gaan plaasvind daar op Outeniqua Park. Saterdag 11 Oktober is die dag. Die dag wanneer die kap van die koring geskei word. Ja. En ek sien die hekke maak 7:00 daai oggend. Maak die hekke oop. Wil jy ons net so 'n bietjie deurdraf oor hoe daai oggendprogram lyk? Die hekke maak 7:00 oop, sodat daar genoegsame tyd is vir ondersteuners om te kom. Voor ek daar kom, ons het die goeie ding nou dat ons het die webticket stuur ons vir klubs uit, so ondersteuners kan dit op alle tickets al klaar online koop. En as hulle by die stadium kom, kan hulle die lang lyne kan hulle avoid. So hoe gouer jy koop, des te meer. Die hekke maak 7:00 oop. Ons begin so standaard op die beerveld ons rugby te speel. En ons eerste wedstryd op die beerveld is Harlequin C teenoor dit is Harlequin C teen George C. Dit is die Challenger Cup. Dan die Superliga C-spanne is dit Brixton se C-span teen Progress se C-span. En dan die Challenger Cup se B-spanne is dit Eagle Stars teen Riversdale Blues. En dis 12:00, né? Die eerste games kom af om 9:00, die tweede een 10:30 en die ander een skop af om 12:00. Ja. En dan sien ek in alle wedstryde vind plaas dan op die B-veld. Daai 3 wedstryde begin op die B-veld wat interessant is hierdie jaar in teenoorstelling van verlede jaar is daar geen oorkruising van wedstryde. So ons gaan eers op die B-veld klaarmaak voor ons op die A-veld gaan begin. Okay. Maar dan sien ek 1:30 is dit Babas B teen Progress se B-span. Dis korrek. En dan 3:00 is dit Silver Stars se A-span teen Harlequins se A-span en dan natuurlik die hoofwedstryd tussen Heidelberg en dan Evergreens van Fakelsdorp. Waarna ek dink almal gaan uitsien en ek dink Outeniqua Park gaan verseker volgepak wees. Ja, daar so 'n stukkie op Facebook wat sien die manne sê dis die 'n Bosch Champs teen die halwe champs. Ja. Ek moet vir jou sê die mense sê partykeer verskriklik snaaks op sosiale media. Absoluut. En ek dink die banting wat op die oomblik aangaan, tussen die spanne, so kom op. Baie lekker om te lees. Ja, interessante goed, kom daarna uit. So ek dink Mr. Ben, mense, toeskouers kan 'n volgepakte Outeniqua Park op die 11de Oktober kan hulle verwag. Kyk, dit kan 'n volgepakte stadium wees. Dat gaan interessante rugby wees. Ek dink dit is die twee spanne wat eerste en tweede die hele seisoen gewees het. Ek weet op Evergreens het Evergreens en Heidelberg gedra. Evergreens het Heidelberg daarbo gaan wen. So daar kom interessante rugby kom af. Ja. En dan Mr. Ben, ek wil by jou geluister het, baie uitdagings ook gewees die jaar en ek dink die hoogtepunt sal seker wees om 'n baie suksesvolle finale aan te bied nou. Maar enige hoogtepunte en uitdagings wat julle die seisoen, die afgelope seisoen beleef wat jy kan uitlig. Ek dink vir ons in die amateurskant is die klubfinale absoluut SBG se hoogtepunt. Want dis waar die toeskouers van heide en verre kom, daar kom toeskouers wat glad nie by klubs betrokke is, maar tog 'n klub support. Net oor hy voel meer aangetrokke tot die klub, so dat dis absoluut 'n goeie atmosfeer.
En ons kan verwag dat dit gaan wees so wees. So dit is vir ons in SBD is dit 'n baie groot hoogtepunt. Ek dink die uitdagings vir 2025 was gewees. Ons wou graag die kompetisie 20 September laat klaarmaak het, omdat die Gold Cup is 27ste begin. Ongelukkig met die skeieregterstaking het dit ons planne heeltemal omver gegooi. Ons moet hulle standpunt respekteer. Maar ons het deur al hierdie goed gewerk. Dit was een van ons challenges om hierdie goed agter mekaar te kry, seker te maak alles is in plek so die skeieregters, lede van my bestuur het mekaar gekom, ons het met skeieregters bestuur, die klubvoorsitters het ons by mekaar gekom gesels, 'n dokument in plek gesit. So die skeieregters weet wat hulle van klubs kan verwag en die klubs weet wat hulle van skeieregters verwag. En by een van die dag wil ons daardie entiteite laat saamspan om sukses in SBD te laat bou. En die scheidsrechters gaan reg wees op 11 Oktober. Hulle gaan ek dink die skeieregters sien net soveel met 'n passie uit. Ek het vir hulle nou so 2 weke terug gesê is dat die wat in die finals kom blaas, hierdie wat in die uitspele betrokke is, dis die wat hard gewerk het vir sukses. Net soos enige klub wat se spanne in die finaal kom, hard gewerk het om sukses te behaal. Net so moet ons dink ook aan die skeieregters wat 'n standaard daar moet stel om in die finals te kom blaas. Baie keer sê mense byvoorbeeld, hoekom bring ons nie van ander unies so skeieregters om in SBD die finale te kom blaas nie. Maar watter boodskap gee jy vir jou plaaslike skeieregters om deur die jaar so hard te werk om weer van 'n finaal te kom? So nee, hulle is net so afwagtend vir hierdie finale om te kom. En by die professionele been? Kyk, dis iets wat ek baie graag oor wil praat. Ek dink die getuigskrif vir 2025 is daar. Ons het baie groot uitdagings daar gehad. Huidiglik sien ons waar ons in die land lê in die kompetisie. Ons het in die vir die vision het ons een wedstryd gewen. Ons het in die kapwedstryde kompetisie het ons een wedstryd gewen so en die lank en kort ons kon net 'n borde wen. Wat hartseer is. So dat wys net as ons iewerste wil kom, dan moet ons begin om die situasie in SBD professionele been te begin te omdraai en seker te maak dat ons ook kan begin te challenge. Ek maak 'n voorbeeld. 2 jaar terug in die SA Cup het ons op die Zanzi Challenge het ons Boland hier gewen in 'n semifinaal. 'n jaar daarna het Boland 'n equity partner en Boland wen ons 60-70 telling. So dit wys net vir ons as ons die iewerste gaan begin inkoop hier, gaan ons definitief die concern moet wees dat ons miskien baie gaan nog agterder raak. En dit waarom ons in die Unie hard werk om seker te maak dat sukses kan wees. Hulle sê ook nee, as jy onderkant is. As jy nou, ons kan nie nou nog afgaan nie. Is net hier vanaand af op boontoe, hoor. Boontoe en vorentoe. Ek dink alles het en as ek dink aan die late Bevenfortuin, toe die Unie in moeilike omstandighede was. Unie het nie geld gehad, die was Bevenfortuin, daai tyd ons kaptein. En ek kan onthou in die media so 'n rapport het gesê 'n arm Unie se span speel soos 'n miljonairspan. Die man het nie geld gehad nie. Alle trots was daar. So nee, ons moet die trots terugbring. Ons moet die wil verwen terugbring. En ons moet seker maak dat die spelers wil weer presteer. En dis waarom ons moet seker maak dat spelers wat kom en plaaslike spelers wil vir die Arende speel. Ja nee, soos ek sê, is opwaarts en voorwaarts. Absoluut. En dan nou so op hy noot. Hy pos is nou nog steeds nie gevul nie. Ek gaan vir jou weer vra, het ons nou al is al nuus oor die hoofafrigtingspos vir die SWD Arende. Ons weet nou al, jy weet Heineke Meyer se naam is nou al, jy weet genoem.
Hulle sê ja, was nou al gesprekke gewees, maar is daar nou al 'n besluit geneem? Is daar nou al 'n aanstelling gemaak? Wanneer kan ons iets verwag? Op hierdie stadium gaan ek sê is dat ons is in gesprek met 'n afrigter. Ek gaan nie die Heineke Meyer konnektasie daarbey sit nou nie, want voor alles hier afgehandel is, gaan dit nie reg van my wees om 'n afrigter se naam aan die publiek te bevestig. Daar is hier en daar in die kontrak nog so 'n bietjie goedjies wat ons aanskaaf, klein goedjies wat uitgesorteer kan word. En as ons dit uit het, dan gaan die publiek definitief weet. Maar ons is in gesprek met 'n afrigter. Almal maak hulle eie opinies en as dit kom dan Volk blijkbaar, hè? Die volk blijkbaar. ja, ons kan op die dag van die aankondiging van die afrigter kan 'n mens miskien so 'n bietjie meer uitbrei, maar vir nou dink ek ons moet alle partye se confidentialiteit beskerm tot waar dit amptelik is dat ons weesafrigter is. Ek moet nogals vir jou sê, van die mense, ek het nou die semifinaal van Evergreens het ek nou gaan kyk in daar op Pakkelsdorp en ek sien toe so julle sit toe mooi in lyn in. Ek sit altyd op die halfmerk aan die oorkant van die paviljoen. En toe ek nou so oor kyk, toe sien ek okay, daar sit Mr. Ben. Sien ek okay, maar dis ook 'n ander bekende perd wat daar langs in sit. Sien ek okay, nee, dis is te Meyer daar en ek het nou nog 'n paar ander amptenare lyk dit vir my wat ook daar by julle was by die semifinale daar Pakkelsdorp kom kyk het. En dan het ek vir Albertus Kennedy van die cricket het ook die gehad want Heineke Meyer was toevallig die gasspreker geweest by KFC se mini cricket seminar verlede naweek geweest. So ja, hy is ook tamelik bedrywig hier in die streek en is lekker om hom out and about jy weet te sien. Ek dink hy nee, dink hy 'n blying grootbring. Yes. En ek dink vir sy kennis as voormalige Springbok-afrigter is dit goed om dit met cricket, met rugby te deel. Dit is lekker om hom te sien by 'n velde en as hy in sette kan lewer en klips kan hy hom intap, so be it. Ek moet sê Albertus noem dat hy het kragtige, powerful motiveringspraatjie daar gebring en sy kennis bietjie gedeel met die grassroot, jy weet coaches en goed en is altyd as 'n mens kan leer van mekaar af. Absoluut. Ja. Absoluut. Mr. Ben, dan enigiets anders van jou kant af voordat ons afsluit. Ek wil vir die luisteraars, as hierdie my laaste vir die jaar gaan wees. Nee, gaan jy nog weer terug? Nee, jy kan nog nooit sê is jou laaste. Jy moet weer terugkom. Maar ek wil vir almal, vir al die luisteraars sê vir die kritisie, vir die supporters wat ondersteunend tot SBD is. Vir die kritisie, dankie. Want of het neerhalend of opbouende kritiek is, dit hou ons op ons tone. Dit maak net dat ons beter kan wees. Vir die wat ons support, dankie. We try to be better. Because ek sê altyd hier, we will never be perfect. As 'n perd met 4 bene struikel, wat ek as 'n mens. Maar so ver moontlik wil ons die besluite neem wat rugby besluit is. Ons wil nie individu, ons wil nie 'n klub benadeel. Al sê by mense buite ook al die klub of daai klub word benadeel. Solank ek daar is, gaan ek nooit probeer om 'n klub te benadeel. Dis daai ander persoon. Miskien se mindset dat hy benadeel word, maar by SBD gaan definitief. En ek sê altyd hier, as ek kritiek moet wees, ons vat dit beweeg aan en ons probeer dit net beter maak. Ja, dis so daar. Julle het nou 'n finale woord van die president van SWD, Ben Brinkhuis, wat vandag hier by ons kuier. Julle het ook nog gehoor van die spanne wat speel, so ek wil glo elke toeskouer en al is dit ook jou span wat op die dag speel nie, maar jy's 'n rugby liefhebber, sal jy jou weg vind na Outeniqua Park op die 11de Oktober. Soos Mr. Ben gesê het, die hekke maak al 7 uur oop, so maak seker julle is vroeg daar. Die eerste wedstryd wat afskop is om 9 uur, of eerste wedstryd skop af om 9 uur, en dit sal in die Challenger Cup wees. Dis Harlequin C teenoor versus George se C-span. So maak seker,
Jy teken 11 Oktober aan in jou dagboek vir 'n lekker rugbydag op Outeniqua Park. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het. Tot 'n volgende keer. Ek is Lizette Silva vir Group Editors.